Amen, ons gesels vanaand 'n bietjie lekker rondom die koninkryk van God. Die koninkryk wat 'n baie diep betekenis het. Ek sê altyd vir die ouens, ek het nie 'n kerkmentaliteit nie, ek het 'n koninkryk mentaliteit. Ons bedien baie buitekant, baie by ouerhuise, kinderhuise, in die skole, en dan kom ons op 'n Sondag en kom maak ons net ons bekertjies vol. Want Jesus was mos in die markplein. Amen. Hy was daar in die markplein, hy het geleer, die mense geleer in die kerk, maar dan was hy markplein toe, en tussen die tollenaars en die fariseërs en al die ouens daar buitekant, en dan het hy mense bereik. Ek het so vanaand voor ek gekom het ek op TV ouers sê, toe sê hy, God is nog steeds, sy hart is nog steeds om mense te bereik. God se hart is nog steeds 'n liefde vir die wêreld. God wil nog steeds nie die wêreld daar buitekant moet verlore gaan nie. En toe dink ek so, ek het vanoggend gesê, jy weet, hulle doen so baie moeite met die verkiesings en om mense te verwerf en stemme te verwerf. As ons maar net al ons effort so kon daar insit om siele vir God te verwerf. Ons moet nooit vergeet dat die Here se hart is nog steeds om 'n wêreld te red wat verlore gaan. Amen. Ek sê daar's 2 evangelies. Daar's een evangelie wat jy kan opdeel in 2 dele. Die eerste deel is dat God die wêreld so lief gehad het, dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat hierdie wêreld nie moet verlore gaan nie. En die ander deel van die evangelie is dat ons onsself moet opvoed na die allerheiligste geloof. So ons het twee verantwoordelikhede. Die eerste verantwoordelikheid wat ons as kinders van die Here het, is om siele vir God te verwerf. En die ander verantwoordelikheid wat ons het, is om geestelik te kan groei. So ons het 2 kante waaraan ons moet baie aandag aan gee. Die een kant is om vir die Here siele te verwerf, om mense by die kerk uit te bring, mense by die Here uit te bring, en ons gaan baie daaroor bedien in die komende weke wat voorlê, maar ook gaan dit oor my en jou. Ook gaan dit daaroor dat ek en jy 'n verantwoordelikheid het om onsself na die allerheiligste geloof op te bou. So vanaand gaan ons 'n bietjie werk en ons boodskap gaan oor om jou op te bou, om jou te versterk, om jou 'n bietjie sterker te maak teen die aanslagte van die vyand. Want die Bybel sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons moet ophou om mekaar te beklei, ons moet ophou om na mense te kyk en dink dis mense wat ons skade aandoen. Ja, dis mense, maar onthou hulle word gebruik sonder dat dit besef. Mense word gebruik om jou skade aan te doen. En dan het ons 'n probleem met daai mense. En dan, wanneer ons 'n probleem met hulle het, kan ons hulle nie vergewe nie, en dan word dit 'n skeidsmuur. So vanaand wil ek gesels rondom soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en alles sal vir jou bygevoeg word. Jy weet, ek in die laaste tyd het die Here vir my 'n paar openbarings gegee, openbarings wat my lewe begin verander het, en wat my hele uitkyk op die lewe begin verander het, my hele siening van die lewe begin verander het. En jy weet, ek het na preke geluister, ek luister seker 'n dag, ek is bevoorreg om 'n sekere dag na 4 of 5, 6 preke 'n dag te luister. En ek is 'n tipe ou van, ek gaan kyk altyd waar hulle die mooi uit. Partykeer hoor ek 'n preek, val op televisie, dan hoor ek, maar jy's hierdie ou vat dit 'n bietjie mis. Maar ek veroordeel hom nie. Ek gaan kyk altyd, wat kan ek uithaal wat vir my mooi is? Jy dan sê ou iets, dan dink ek, hey, ek stem nie met jou saam nie. Maar dan net in die volgende paragraaf, dan sê hy weer iets, dan sê ek, ja, dis mooi. Dit is awesome, en dan vat ek dit vir myself so uit. Maar weet jy, ek kom agter dat in die laaste tyd, baie boodskappe wat ek na kyk, is boodskappe wat gebedien word vir die mense. Elke boodskap wat gaan oor die mense. En dan preek hulle, en dit is ook reg, want die Bybel sê dit ook, maar dit is vir my asof dit so te veel is. Waar die boodskappe kom en sê, hoorie, maar jy is okay. En solank jy net alright is. En solank, en al die boodskappe gaan net oor jou. En elke boodskap wat ek luister, dan sê ek, Here, maar hierdie persoon preek weer oor die mens. Broer en suster, dit moet oor jou gaan. Jy moet gelukkig wees en jy moet tevrede wees, en die Here wil jou seën, en die Here wil jou optel, en die Here wil jou na 'n beter hoogte toe vat, en die Here wil al jou probleme wegvat, en die Here wil al jou siekte wegvat, en die Here wil jou duiwels uithaal, en die Here wil jou optel, en die Here wil almal rondom jou vir jou lekker kry. It's all about me, all about me, all about me. En ek sê, Here, iets is my snaaks rondom hierdie prentjie. Die boodskappe wat uitgaan, is dit net oor jou. En weet dit, laat my terugdink die dag toe ek
Ek het so 'n versie, ek en Marius, 'n vriend van my, het so 'n bietjie gesit. Toe sê hy vir my, Hendrik, hy het so 3 ruimtes. Eers was dit me and me, toe is dit me and God, toe is dit God and me. Nou toe ons in die wêreld was, waaroor het dit gegaan? Oor me. Kyk, alles is net oor my. Ek werk sodat ek goed kan kry, sodat dit met my goed gaan. En my wêreld het gedraai net rondom my. En ek het nie ge-worry wat ander het nie. Ek het nie ge-worry of ander kos het nie. Ek het nie ge-worry of ander alright is nie. Ek het nie ge-worry of was bekommerd oor iemand wat ek dalk op sal trap om bo uit te kom nie. Kyk, in die wêreld gaan dit vir die wêreld net oor die wêreld. En vir elke ou gaan dit net oor hom. Maar toe gebeur daar iets. En die tweede stapie is, ek neem die Here aan. En wat gebeur nou? In die tweede fase sê ek, Here, nou is dit ek en U. En nou word ek geleer, alles wat God vir my kan doen. En ek word geleer, en Jessie, dis awesome. Kyk, as 'n ou baba Christen is dit wonderlik, want dan hoor jy al hierdie beloftes. Die Here het vir my gesterf, die Here het vir my genesing gebring, die Here het vir my voorsiening gebring. En dis alles reg. Maar ek dink die stappie van dit moes eers later gekom het. Ek dink wanneer 'n ou tot bekering gelei word, moet hierdie stappie eers die derde stappie wees. In plaas daarvan dat ons eers na onsself gaan kyk, kom die Bybel en hy sê, ons vat dit 'n bietjie mis. Ons werk het so agterste voorom. Ek weet nie, die duiwel is die misleier en die verleier en die miskreier. Ek noem hom sommer miskreier ook. Hy is die ou wat ons verlei en mislei. En hy draai eintlik vir ons die Bybel aan 'n kant om. En hoe weet ek dit, pastoor? Want toe ek hierdie versie lees, toe is daar iets wat in my oopbreek en ek sê, Here, ek het U al die tyd. Ons is so geneig om te sê, ja, die wêreld gebruik die Here vir 'n spaarwiel. Maar weet jy wat het ek agtergekom? Ek het agtergekom dat ons as kinders van die Here in ons babietjie proses gaan dit vir ons net daaroor, ek en die Here. So dit gaan vir my daaroor, wat kan die Here vir my doen? En dis nou een daai. Ek het begin agterkom, hey, ek dien die Here net om te sien wat kan ek uit die Here uitkry. Want ek is so groot gemaak, ek is so in hierdie wêreld groot geword, dat as iemand op my pad kom, dan is ek geleer, hey, wat kan hierdie ou vir my doen? Wat kan ek uit hierdie ou uitkry? As jy niks vir my beteken nie, is jy my vriend nie. En nou word ek 'n kind van die Here, maar nou sit ek met dieselfde gedagtes. My gedagte het nog nooit verander nie. Ek het die Here nou aangeneem, maar hey, ek wil weet, wat kan ek by die Here kry? En weet jy, baie mense dien die Here om net by die Here iets te kry. En elke keer, hoe weet ek dit? As ek myself vanaand moet onderskat, of ek moet myself vanaand beoordeel, gaan kyk bietjie na ons gebedslewe. En kom ek sê jou vanaand, ek preek met myself, want ek was so. As ek gebid het, ek gesê, Here, ek wil U vra om ons gemeente te help, en ek wil U vra om my vrou te help, en ek wil U vra om saam my kinders te gaan, en sal U vandag saam met die mense in die hospitaal gaan, en sal U vandag saam met die siekes gaan, en saam met hulle gaan wat U nodig het, en Here, asseblief, sal U sorg dat daar kos in my kas is, en al my skuld betaal word, en is daar iets fout met daai gebed? Daar is niks fout nie, maar ek het hom net verkeerd om. Ek het hom net verkeerd om. Jy weet, die vyand is so slim. Hy mix alles vir ons deur mekaar, waar God vir ons 'n spesifieke orde gee. Wanneer ons na die Onse Vader gaan kyk, kom ons kyk bietjie wat is die begin van die Onse Vader? Begin dit met ons. Sê ons, onse ek. Staan na onse ek. Onse ek. Ek kom na U toe oor my, want dis hoe die Onse Vader baie keer klink in ons eie lewe, né? Onse ek. Ek kom na U toe oor my. Ek bid dat my wil sal geskied. In die hemel en ook eendag as ek op die aarde, of op die aarde, of eendag as ek in die hemel kom. Laat ek dan maar right wees. Laat mense dan maar na my kyk en sê, daai ou is sharp. Laat dit vir my wees by my huis, as ook so by my kerk. Klink dit snaaks? Begin die Onse Vader so? Nee. Sê Jesus nie, onse
Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, in die hemel eerste, dan op die aarde. Ja, iets moet eers waar gebeur, in die hemel voor het kan, op die aarde plaasvind. Kom ons gaan lees gou saam, Matteus 4, vers 12. Matteus 4, vers 12, gaan gou saam met daar. Ekskuus man, gaan na Matteus 6, vers 33, is my ander versie. Matteus 6, vers 33. En die skare het hulle sien weggaan, en baie het hom herken en te voet van stede af na hom toe gestroom en voor hulle uitgegaan en by hom vergader. En toe Jesus uitklim, sien hy groot menigte en hy het vir hulle innig jammer gevoel, omdat hulle so skape sonder 'n herder was, en hy het hulle baie dinge begin leer. En toe dit reeds aangeword het, sy disippels na 'n plek van verlate is reeds gegaan. Stuur hulle weg, sodat hulle aan die buitewyke van die dorpe rondom kan gaan en brood vir hulle te gaan koop, want hulle het niks om te eet nie. Maar hy antwoord en sê vir hulle, gee julle iets om te eet, gee, en hulle sê vir hom, moet ons gaan en 200 pennings brood koop en aan hulle gee om te eet, en hy sê vir hulle, hoeveel brood het julle? Gaan kyk, en hulle sê te weet, en sê vir hulle 5 en 2 visies. En hulle het beveel om almal klompies op die gras te gaan laat sit, en hulle het gaan sit, en groepe van 550. Toe neem hy die visies en brode en kyk op na die hemel en dank, en hy breek die brode en gee dit aan sy disippels ook om vir hulle voor te sit. Die 2 visies het hy almal van hulle verdeel, en almal het geëet en versadig word, en hulle die stukkies 12 mandjies vol opgetel, en die visse, en die wat die brood geëet het, was omtrent 5000 mense. Die Here doen 'n wonderwerk hier om iets te verduidelik aan God, die koninkryk beginsels van hoe God vir my en jou sal voorsien. Hy kom en hy sê, soek eers die koninkryk van God. Soek eers die koninkryk van God. Hier sit al hierdie mense wat honger is, en hulle luister na sy woord, maar daar's 'n behoefte aan kos. Hierdie ouens is honger, hierdie ouens het 'n behoefte. Maar die vyand kom en hy mislei hulle, hy sê vir hulle, hey, julle het honger. En net so kom die vyand vanaand en hy kom na ons toe en hy sê, en weet, wanneer ons na die wêreld gaan kyk, gaan dit geweldig oor materialisme. Dit gaan geweldig daaroor oor wat ek kan kry, wat ek wil hê. As ek nie dit het nie, dan wil ek dit graag hê. En al my aandag en fokus gaan daaroor om dit te kry. Baie van ons wil graag iets. Is iemand hier wat graag iets wil hê? Steek maar op. Baie ouens sal vir jou sê, ek wil graag 'n pragtige rok hê, of ek wil graag 'n mooi kar hê, en baie ouens sal baie dinge doen, en mense sal ekstra werkies gaan aanvat om hierdie goed te doen. Ons sal ekstra effort in die dag sit om goeders by mekaar te maak. En wanneer ou regtig, en dan om dit nog te vererger, sal ons nog bykom en sê, Here, ek weet U is by magte om vir my al hierdie goed te gee. En dan gaan kyk ons in die Bybel en sê, hey, nou moet ek gaan kyk, wat is die vereiste vir my om baie geld te kry? Wat is die vereiste vir my vir die Here om dit te gaan kry? En weet jy, dit het baie in die Ou Testament plaasgevind. In die Ou Testament het die ouens gekom en hulle het eers gaan kyk, okay, ons moet al die wette nakom, ons moet al die feeste nakom, en al hierdie goed, en hierdie goed het alles oorgewaai na die Nuwe Testament toe, en die vyand het ons almal mislei met die gedagte dat ons moet alles probeer in die hande kry, en die Here kom met die belofte, en dan beregverdig ons dit met die idee van, die Here kom met die belofte en sê, ek sal jou seën, ja, dis reg. Ek sal jou skure vermeerder, ja, dis reg. Dit staan daar. Die Here sê, ek het vir jou siektes en sondes gesterf, ja, dit staan daar. Die Here sê, ek het vir jou voorsiening gegee. Die Here sê, vir my bemindes gee ek hulle slaap, en al hierdie 120 beloftes, baie meer as dit, beloftes in die Bybel, is daar. Maar, hier kom het duidelik, wat die Here sê, maar, soek eerste, soek wat? Eerste, wat? Die koninkryk van God en sy geregtigheid. En wat dan? En
alles. En wat? Alles sal vir jou bygevoeg word, nee. Maar hoe het ons dit oor? Ons soek eers alles, nee. Wie wat pastoor, ek kan nie Sondag in die kerk wees nie, want ek moet eers dit doen. Ek kan nie daai ding gaan doen nie, ek kan nie vandag bid nie, want ek het te laat werkuur. Ek soek altyd alles eers, maar wie wat, hoe het ons dit agterste voorom? Dan kry ek 'n oproep en sê iemand vir my, pastoor, ek het alles probeer, nou kan ons maar net bid. Het julle dit al gehoor? Dan dink ek so myself, my broer, hoekom het jy nie eerste na my toe gekom nie? Pastoor, nadat ek alles probeer het wat ek ooit kon doen, nadat ek alles gaan doen het wat moontlik was, sien ek nou dit kan nie, al wat ek nou kan doen is om na die Here toe te gaan. Sien julle hoe die vyand ons heeltemal omgedraai? Hy sê soek eers die koninkryk van God. Hoe soek ek die koninkryk? Hoe soek ek die koninkryk? Jesus kom na sy disippels toe en hy sê vir sy disippels, bekeer julle, want die koninkryk van God het nader gekom. Daai bekering, ek het gaan kyk na daai bekering. Iets sê vir my, hy sê bekeer julle, want in Engels sê repent, for the kingdom of God is at hand. Nou kom hy vanaand en hy sê soek die koninkryk. Hy sê soek, met ander woorde, het was my so awesome, nee. Die Here het hierdie hele geestelike lewe vir ons 'n hele avontuur gemaak. Om 'n Christen te wees is seker die grootste avontuur. Vir iemand wat sy hart vir die Here gee, het die grootste avontuur aangebreek. Wat 'n avontuur? Om te soek. Want die Bybel sê, die dag toe jy jou hart vir die Here gee, toe het hy jou gesê, nou is jou avontuur. Wat 'n avontuur? Om te begin soek. Hy sê van die koninkryk van die hemel is soos 'n groot skat, wat verdorwe is, wat gesoek moet word. En wanneer jy dit vind, is dit soos 'n parel. Amen. So die Bybel sê ons moet begin soek. Pastoor, hoe kan ek die koninkryk soek? Hy sê soek eers die koninkryk. Wat staan daar? Soek. So met ander woorde, wat beteken dit? Die Here nooi ons uit. Hy sê kom soek. Kom soek. Hoe soek ek dit? Waar gaan soek ek? Ek gaan soek dit in die Bybel. Ek gaan soek dit by die kerk. Ek moet 'n soeke hê. Hoekom? Want as ek eers die koninkryk soek, wat is die belofte? Alles sal vir my bygevoeg word. En weet julle wat te doen Jesus? Jesus kom en hy voeg eintlik alles klaar by. En nou sê hy vir ons, soek. Die hele pad van Christenskap, yes, ek het hier geskryf as 'n ontdekkingsreis, is 'n skat wat gevind moet word. Soek die koninkryk met jou hele hart. Klop, en vir jou sal oopgemaak word. Soek, en jy sal vind. Soek die koninkryk. Wat is die koninkryk? Hy sê hierso weer, ek wil dit weer in Engels sê, repent. Wanneer gaan ons die koninkryk vind? Wanneer ons kan repent. Wat is repent in Afrikaans? Wanneer ons kan bely. Nou vanaand gaan ek jou die eerste tool gee. Ek gaan vanaand vir jou die eerste gereedskapie gee, hoe ons moet soek. Die eerste ding wat ons moet doen is om te bely. Nou daai bely, ek gaan opsoek. Daai bely beteken om te draai. So belydenis beteken nie net Here, ek is jammer nie. Belydenis beteken om te draai van wat ek gedoen het. Ek het altyd gedink om my sonde te bely beteken dat Here, ek is jammer, en dan gaan ek maar net aan en môre doen ek dit weer en dan sê ek maar net weer ek is jammer. Daai belydenis beteken nie net bely nie. Dit beteken ook om te draai. To turn away from your deeds. So, hoe gaan ek die koninkryk vind? Is die eerste stapie om die koninkryk te vind, is om te bely. Daai bely is to turn around. Want die woord sê, the kingdom of God is at hand. Die kingdom is 'n wonderlike ding. Jesus het die koninkryk gaan verkondig. Hy het gesê, ek bring vir julle die koninkryk. Ek dink ek het dit hierso geskryf. Ek bring vir julle die koninkryk. Hy sê, Jesus het iets unieks na hierdie aarde toe gebring. Hy het die koninkryk gebring. Jesus het iets wonderliks gebring. Die koninkryk, van wat? Van die hemel. Waar wil hy daai koninkryk inplaas? Binne in jou. Hy sê, laat dit wees, ons Vader in die hemel is, laat dit wees soos in die hemel, so ook op die aarde, sodat die koninkryk van God in julle gestalte kan bring. Die grootste skat wat ons moet ontdek is die koninkryk. Maar voordat ons die koninkryk, hy sê, dis hier vir jou.
Ja, maar ek worry oor my siek tannie en ek worry oor my hond wat nie kos het nie. Maar los daai goed. Los daai goed. Die Here sê vanaand, hy sal al daai goed vir jou voorsien. Los daai goed. Soek hom. Ons het dit verkeerd. Ons gaan soek na dinge, ons worry oor dinge, ons dink oor dinge. Hy sê nee, hy sê julle moet 180, hy sê julle moet repent. Repent wat beteken ek moet omdraai. Ek moet omdraai my manier van dink. Ek moet omdraai, ek moet repent. Met ander woorde, ek moet omdraai, sê ek het heeltyd so geloop en ek het heeltyd so gedink, maar hy sê draai om, laat jy heeltyd so loop en daai kant toe dink. Hoe het ek gedink? Ek het gedink, ag, wat van dit, wat van dat, ek worry oor die, ek worry oor daai. Hoe en waar en wanneer. Die Here sê julle worry vir nie, die duiwel het julle aan die neus beet man. Hy sê julle kyk en dink verkeerde kant. Hy sê dis tyd dat julle repent, wat julle sê Here, ek is jammer. Vanaand moet ons kom en ons moet sê Here, ek is jammer dat ek hierdie manier van dink, want U klaar al daai goed. Hy sê kom worry julle oor die dag van môre. Ek sal vir die dag van môre voorsien. Hou op om julle tyd en julle aandag en julle moeite en julle gedagtes oor dinge te spandeer waaroor julle moet worry, want dis wat die duiwel wil hê. Hy sê nee man, draai om en sê, hey, oor daai goed gaan ek nie meer worry nie. Ek draai nou heeltemal om. Wie wat? Waar het nou altyd oor my gegaan het, gaan dit nie meer oor my, dit gaan nou net oor U. Dis al wat hy sê vanaand. En wie wat? Daar is 'n liedjie wat sê, sorry Lord for the things I've made it, when it's all about you. Here, dit het altyd so oor my gegaan. Maar Here, ek het 'n besluit gemaak om die koninkryk te soek, want die koninkryk gaan oor hom. In plaas daarvan dat ek al my gedagtes gaan aan en sit in al my worries en probleme, gaan ek nou my gedagtes ris aan. Here, hoe kan ek U behaag? Here, hoe kan ek vir U 'n plesier wees? Here, hoe kan ek U tevrede stel? Here, wat kan ek doen dat U opgewonde sal wees oor my? Here, wat kan ek doen dat ek weet, Here, U glimlag oor my? Daar is so 'n liedjie wat sing, God glimlag oor my. Wie wanneer begin hy glimlag oor jou? Wanneer jy repent. Wat beteken repent? Om te draai. Waarvan om te draai? Van jou ou manier van dink. Wat is die nuwe manier van dink? Eers was dit ek en ek. Toe is dit ek en God. Wat hy vir my kan doen. Nou kom die derde stappie. En die derde stappie sê vanaand, Here, ek het U so baie gebruik, maar ek weet vanaand, ek gaan repent. Ek gaan vanaand omdraai my denke. Ek gaan kyk, hoe kan ek U tevrede stel? Here, wat kan ek vir U doen? Here, hoe kan ek U behaag? Wat kan ek doen wat vir U? En dan gaan dit nie oor werke vanaand nie. Dit gaan vanaand oor, nommer 1, om God tevrede te stel, is om hom te leer ken. So hoe kan ek God tevrede stel? Om hom te leer ken. Om môre winkel toe te ry en 'n boek te gaan koop en te begin lees oor hom. Om 'n DVD te bestel en deur die week net op te sit. Sê, Here, ek soek U. Ek wil mooi gaan hoor wat het pastoor Hendrik gesê. Here, ek wil mooi gaan hoor. Ek wil leer van geloof. Here, ek wil leer van vergifnis. Here, ek verstaan nog nie mooi wat dit beteken om waarlik 'n bekeerling te wees nie. Here, ek verstaan nog nie mooi wat beteken die invulling van die Heilige Gees nie. Here, ek verstaan nog nie mooi, Here, wat dit beteken om vir U vrugte te lewer nie. As jy vanaand hier sit of jy kyk oor televisie en jy sê, ek verstaan, dis waar jou gedagtes moet wees. Jou gedagtes moet wees vir wat? Nie vir hierdie kort tydelike tyd nie, maar vir die ewigheid. Jou gedagtes moet wees, is hoe kan ek God leer ken? Hoe kan ek hom beter verstaan? Hoe kan ek hom tevrede stel? Is dit nie 'n beter pad nie? Is dit nie 'n beter pad nie? In plaas van om te worry, hy sê julle worry. Hy sê soek jy die koninkryk van God. Hy sê en alles sal ek vir jou byvoeg. Begin net soek. Waar lê die geheime woordjie? Soek. Soek God. Hoe soek ek hom? Om te gaan leer. Oor wat? Die Heilige Gees sal jou lei. Jy gaan môre net, jy gaan vanaand hier uitstap en sê, goed, wat weet ek nog nie? Ek weet nog nie wat gebed beteken nie. Om waarlik
'n geestelike, goddelike gebed op te stuur nie. Jy kan my bel, jy kan my SMS, jy kan vir my sê, pastoor, ek het raad nodig wat dit beteken om vrug te dra. Ek het raad nodig wat dit beteken wat genesing is. Ek het raad nodig wat dit beteken dat ons vry is van die wet. Daar's so baie dinge. Okay, maar onthou, jy het ook internet en jy kan ook naslaapwerk doen. Dis net as jy vashak, anders gaan julle my baie besig hou. Onthou, julle moet nie laat ek die soekwerk doen nie, julle moet die soekwerk doen. Maar as jy vashak, sê my, bel my, vra vir my, ek het tot hier gekom, maar gaan soek jy. Soek die koninkryk, soek God, gaan stel belang in God se dinge. Ek dink ek kan dit seker nie meer in Afrikaanse woorde stel nie. Gaan stel belang in God se dinge. Want as ek in God se dinge begin belangstel, raai wat? God gaan in jou dinge begin belangstel. Amen. Dis nie 'n voorwaarde nie. Hy doen dit klaar. Maar die vyand hou jou so besig en hy roof jou van goddelike openbarings. Hy beroof jou van 'n goddelike verhouding. Want die grootste waarskuwing wat die Here ooit vir die kerk kon stuur, was moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Ons doen so baie vir die wêreld. Maar wat doen ons vir God? Dit was vir my so mooi met hierdie vrouedag. Al die vrouens wat gehelp het. Sê ek, Here, as die skool sê, kom ons doen iets, dan sit 'n reuse sukses. Maar as die kerk sê, kom ons doen dit, sy handjie vol. Kom ons begin, laat die kerk, laat God, laat die dinge van die Here vir ons meer betekenis het, as enigiets in die wêreld. Kom ons maak 'n erns met God. Laat God kan sien, hey, dit wat ek gedoen het, vir hulle, was nie verniet nie. Kobus van Rensburg, ek wil graag net getuig oor sy lewe. Hy het eendag so groot kruis gedra. So groot kruis, en hy's op 'n vliegtuig. En hierdie groot kruis, hy sê hy was so skaam oor hierdie kruis in die begin. Hy sê, man, hierdie kruis is 'n geweldige kruis, en hy voel net, hy moet die kruis dra, hy voel die Here het hom gelei. Hy sê, hy vlieg oor see. Hy sê, maar dit is 'n lang vlug. Hy sê, is 'n lang vlug, amper nog ek is 'n lang vlieg, jy weet, 'n vlieg wat baie lank is, nee. Is 'n lang vlug. Hy sê, en almal het geslaap, en hy besluit 'n bietjie om te stap, want ou se bene raak lam. Hy sê, en toe hy so in die gang afstap, toe staan hy op, maar hy kan sien, hierdie ou is geld hoor, dit geld. En die ou loop voor hom, en die ou sê vir hom, Jessie, maar dit is 'n groot kruis. Maar nou kan hy sien. Hy sê, wat doen jy? Hy sê, nee, ek is 'n pastoor. Of hy sê, ek is 'n prediker vir die woord. Hy sê, Jessie, dit moet seker baie pay, dat jy so 'n duur kruis kan, want dit gaan ons net vir die wêreld oor geld. Hy sê, jy moet seker baie pay om so groot kruis. Hy sê, wat het daai kruis gekos? En Kobus sê vir hom, sy lewe. Hy sê, wat het daai kruis gekos? Kobus sê vir hom, sy lewe. Wie wat het Jesus gekos? Sy lewe. Vir my en vir jou. Hy het alles vir ons klaar gedoen. Kom ons mors nie ons tyd om te worry oor daai goed nie. Hy sê, werp jou bekommernisse op my. Hy sê, sy juk is sag en sy las is lig. Ons gaan vanaand mense hande op lê. En ons gaan vanaand kom, as jy bekommernis het, as ek by jou kom vanaand, sê net, pastoor, ek het bekommernis, en dan gaan ons dit net weggee vir die Here. Ons gaan daai bindings wat mense vashou, oor bekommernis en worries. Wie wat is die wonderlikste, hoe kan ons God op die beste behaag is, deur ons geloof? Deur om te sê, Here, van vanaand af gaan ek nie meer worry nie. Ek gaan U net soek. Ek gaan U net soek. Ek gaan U leer ken. Ek gaan dit wat vir U belangrik is, gaan vir my belangrik raak. Ek gaan seker maak, hierdie wêreld sluk my nie in nie. Want hierdie wêreld sal vergaan, maar hierdie, waarin ek nou al my tyd en aandag gaan veg, sal vir altyd bly staan. Amen. Amen. Kom ons sluit ons oor. Vader, ons sê vir U dankie vanaand. Here, dat dit nie oor my gaan nie. Dit gaan oor U. Here, U het ons geskape, laat dit oor U sal gaan. Here, ek is jammer dat ek dit so oor my laat gaan het, al die tyd. Maar vanaand besef ek in my hart, Here, dat U sorg vir alles. Ek hoef nie oor die dag van môre te worry nie, Here, of bekommerd te wees nie, want die dag van môre is klaar in U hande. Ek wil bid vanaand vir mense, Here, wat sê, ek gaan vanaand 'n plegtigheid voor die Here aflê. Ek gaan my vanaand voor die Here neerwerp, en ek gaan vir die Here sê, Here, ek is jammer, laat die wêreld my ingesluk het. Ek is jammer, Here, ek bely
Ek wil hierdie koninkryk hê. Hierdie koninkryk moet in my lewe inkom. Ek soek hierdie koninkryk. Maar Here, ek moet bely vanaand, dat ek alles oor myself laat draai het. Maar van vanaand af, Here, gaan dit oor U. Het gaan net oor U. Ek wil vra, terwyl elke oog gesluit, as iemand vanaand wil vorentoe kom, ek gaan sommer reguit, terwyl elke oog gesluit is, kom vorentoe. As iemand siek is, kom vorentoe. Die Here het klaar vir ons die siektes op hom gevat. Hy het klaar vir ons al die probleme op hom gevat. Hy het klaar vir ons jou krisisse gevat. Kom vanaand en kom staan nie voor. Julle kan maar kom. Kom ons hou ons sluit, die ander wat nie kom nie, kom ons bid. Ons weet, Here, dat ons niks kan doen as U nie is nie. Ons weet vanaand, Here, ons tot niks in staat is as U nie is nie. Dankie, Here, dat ons weet U is besig om te werk. Is hier iemand? Kom. Thank you, Lord. Ja, moet nie skaam wees, kom. Thank you, Lord. Dankie, Here Jesus, dankie, Lord. Kom ons sit net so, as ek vra jou mooi, net vir die volgende paar minute, bid saam met ons hiervoor. Ons vertrou die Here vanaand vir wonderwerke. Hier is soveel wonderwerke wat al hier uitgekom het, uit sondaande. Here, ons weet dis net U. Here, ons kan niks doen sonder U nie. Ons is net gehoorsaam vanaand, Here. Ons is net gehoorsaam, Here. Ons is net gehoorsaam. Want in die naam van Jesus is daar genesing. In die naam van Jesus is daar bevryding vanaand. Dankie, Here, dankie, Here, dankie, Here, dankie, Here. Thank you, Lord, thank you, Lord. Dankie tussen die gees vanaand te bid, Vader. Thank you, Lord Jesus. Die mooiste mooi, hou van al ons drome, genade stort oorlipperij in vuur. Halleluja, steek op jou hande, yes Lord. Vader, ons gee oor vanaand. Vader, ek salf vanaand in die naam van Jesus Christus van Nazareth. In die bloed van Jesus, Here, is ons beskutting en ons krag. Here, ek weet die vyand kom en hy gooi baie hindernisse, maar Here, U maak vry. U maak vry. Here, ons bid vanaand dat daai hindernisse sal verdwyn in die naam van Jesus. Ons bid vanaand dat U sal kom, Here, en dat U sal vrymaak elke binding, elke vloek. Here, elke negatiewe uitspraak oor haar lewe, Here, elke vestiging. Here, U woord sê dat dit wat op die aarde gebind is, sal in die hemel gebonde is. En ons maak vry, Here, in Jesus naam. Ons maak vry, Here, in Jesus naam. Ons maak vry, Here. Dankie, Here, dat U Heilige Gees nou oor haar kom. Dankie, Vader, dat U nou nuwe krag gee. Hy wat op die Here wag, kry nuwe krag. Nuwe krag, Here. Dankie, Here, vir U Gees nou in Jesus naam. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dankie, Here, dat U al hierdie obstakels wegvat vanaand. Dankie, Here, dat U nou net oor haar kom, Vader. Halleluja. Yes, Lord. Yes, Lord. U Gees oor haar, Here. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dankie die skoonmaak, Here. Dankie die skoonmaak, Here. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dankie, Here Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Steek op jou hande. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dankie, Here, vir dat ons vir sy vrou bid. Here, U woord sê, nog voordat ons vra, weet U al reeds. Dankie, Here, vir genesing, liggaamlik en emosioneel. Vader, ons weet sy dra moeilik, sy gaan deur 'n moeilike tyd. Maar ons weet, Here, dat as ons iets soek, Here, ou man is hier en hy soek U. Ons bid, Vader, vir 'n wonderwerk daar. Here, ons bid dat elke negatiewe aanval van die vyand, Here, gebreek sal word oor daai huis in Jesus naam. Ons bid, Here, dat daai aanvalle sal ophou, Vader. Ons bid dat die engele sal opdrag gee, Here, om hierdie stryd vir ons te stry, Here. Dis 'n geestestryd, Here, in die naam van Jesus. Dankie, Here, dat U hom ook salf nou in Jesus naam. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord, steek op jou hande. Dankie, Here, dat ons hier nou boetjie salf. Dankie, Here, vir sy toetse. Hy is bekommerd oor sy toetse, Here. Maar ons weet, Here, dat hy, wanneer hy hierdie toetse skryf, Here, sal U hom help. U sal hom slim maak, Here. U sal hom krag gee, Here. U sal hom help leer. Dankie, Here, dat ons weet, hy gaan nie meer bekommerd wees oor toetse nie, Here. Dat hy sal elke toets ingaan met 'n glimlag op sy gesig, want hy gaan weet, die Here is saam met hom. Halleluja. Thank you, Lord. Dankie, Here Jesus. Thank you, Lord. Amen. Waarvoor bid ons? Vir die bruid wat U begeer. Amen. Steek op eentjie.
Here Jesus, ons salf vanaand in die naam van Jesus Christus van Nazareth. Dankie Here dat U vir ons die genesing gebring het. Here, hierdie gewas wat nou hier is, in die naam van Jesus Christus, sê ons vir jou gewas, jy sal wyk in Jesus naam. Ons sê vir jou die bloed van Jesus het jou vernietig. Ons sê vir jou gewas in die naam van Jesus nou, is die genesing nou in haar, in Jesus naam. Daar sal geen gewas wees nie, Vader. Here, want U woord sê, ons sal hande op die siekes lê, en hulle sal gesond word. Ons kan niks doen nie, Here, maar as U saam met ons is nie, U is hier vanaand, Here. Here, U woord sê, ons spreek genesing, genesing, genesing. En ek bid, Vader, dat sy dat sy hier uit gaan stap, van vandag, van nou, sal sê ek is gesond, sê ek is gesond. Ek het geen gewas nie. Ek het geen gewas nie. In Jesus naam. Dankie Jesus, dankie Jesus. Dankie liewe Jesus. Yes Lord, yes Lord. Kom gee die Here 'n lekker hande klap. Thank you Lord, thank you Lord. Here, daar is geen gewas nie. Daai gewas is weg. Yes, amen. Yes Lord, Vader, Here, ek sal vir die sessie vir my in die naam van Jesus Christus van Nazareth. Here, ons weet vanaand, Here, U is die koning van alle konings. Ons weet ook vanaand, Here, dat ons bekommernisse is nie ons nie. Here, ek wil vanaand kom en ek wil al hierdie bekommernisse, Vader, wil ek kanselleer in die naam van Jesus Christus van Nazareth. En Here, ek wil bid dat sy dit sal regkry om vir U alles te gee. Here, laat sy U koninkryk sal soek. Laat sy die naam van Jesus sal soek, Here. Vader, ons bid vir haar moeder aan die hospitaal wat so die mekaar is. En ons wil bid, Vader, en ons staan hier in, Here, dat U die werke van die vyand sal vernietig. Maar Here, dat ons vanaand sal geloof vat vir haar, Here. En dat ons vanaand kan kom teen die werke van Satan in Jesus naam. En dat ons vir jou sê, vyand, die bloed van Jesus is teen jou. Here, oor hierdie negatiewe uitsprake, kanselleer ons in die naam van Jesus. Here, ons bid vir die vyand, ons bid vir hulle wat so oor haar uitspreek, Here. En vanaand kom ons en ons vra, Here, dat U haar nuwe krag sal gee. Die vyand se werke sal nie slaag nie. Here, U het 'n groot roeping vir haar lewe, Here. Vader, sy sal U net soek, sy sal U net soek, sy sal U net soek, Here, met haar hele hart, haar hele siel en haar hele verstand. Here, laat God vir haar alles sal wees, Here, in Jesus naam. En die res, Here, gee ons vir U in Jesus naam vanaand. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ons keer dit aan, ons keer dit aan. Thank you, Lord. Steek op aan. Dankie, Here Jesus, ons salf haar vanaand vir die naam van Jesus Christus van Nazareth. Here, ons weet, Vader, U woord sê, Here, U belofte sê dat U, Here, sal voorsien in alle opsigte, Here. U woord sê, as ons die koninkryk soek, Here, sal U vir ons voorsien. Dankie, Here, dat ons staan op daai belofte vanaand, Here, dat U sal sorg vir die, soos U sorg vir die lelie van die veld, Here, so sal U ook vir die sorg, Here. Soos U sorg vir die voeltjies van die hemel, so sal U ook vir hulle sorg, Here. Here, ons gee al hulle bekommernisse vir U, Here. Vader, laat sy vanaand, sy en die vanaand, al hulle bekommernisse vir U gee, Here. In die naam van Jesus, Vader. En laat hulle U sal soek, Here. Laat hulle U sal soek met hulle hele hart, hele siel en al hulle verstand, Here. Dat hulle vanaand sal weet, U is in beheer vanaand. Ons gee beheer oor, Here. Ons kom teen elke vloek en elke negatiewe uitspraak oor hulle lewe. Here, en ons bid vanaand vir voorsiening, Here. Vader, laat U die sluise van die hemel vir hulle sal oopmaak, Here. Vader, die vyand wil hulle steel. Hy steel, maar hy sal teruggee 7voudig. Here, ek bid vanaand dat die vyand sal verslaan word finaal in Jesus naam. Here, dat die bloed van Jesus sal getuig vir hulle, Here. Here, die vyand van hulle weggee uit Jods uit, Here. Maar U sê, U woord sê, my woord is die finale woord in Jesus naam. Dankie, Here, dankie, Here, dankie, Here. Thank you, Lord. Thank you for your Holy Spirit. Dankie, Here, vir U aanraking vanaand, Here. Dankie, Here, vir die vulling van U Gees, Here. Dankie, Here, vir nuwe krag. Dankie, Here, vir nuwe krag. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. 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 Dankie, Here. Dankie, Here, dat U hierdie bekommernisse wegvat nou. Dankie, Here, dat U hierdie twyfel wegvat nou in Jesus naam. Thank you, Lord. 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dankie, Here, vir dat vrese verdryf en geloof vul aan nou, Here. Dankie, Here, daar waar vrees is, kan geloof nie werk nie. Maar Here, die vrees is weg, Here, sy gee oor vanaand.
Sy gee oor. She's giving over, Lord. She's giving over. Gee oor, Rina, gee oor. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Constance. Halleluja, sal vir ook sommer in die naam van Jesus. Halleluja, Here, U gaan 'n wonderwerk doen. Trek lipstick. Yes, goed. Amen. Hey, ons gaan jou nou vat. Kom ons bid net gou vir jou, man. Vader, ons weet dat U groot is. Kom ons steek dit ons hande na hulle toe uit. Ons weet, Here, dat U groot en niemand soos U is nie. Here, ons bekommernisse gee ons vir U. Vader, hier waar die vyand gesteel het in hierdie huwelik, kom ons nou teen jou en ons sê vir jou vyand, jou werke gaan nie slaag nie. In die naam van Jesus Christus, bring ons herstel vanaand in Jesus naam. Dankie Here Jesus dat ons herstel bring oor hierdie huwelik. Here, ons roep aan man terug nou in Jesus naam. In die naam van Jesus Christus van Nazareth, bid ons Here dat die herstel sal kom in hierdie huwelik. In die naam van Jesus. En God se mense sê, amen. Die gemeente sê, amen, amen. Nou soek ek so 'n bietjie spasie. Hierdie dogtertjie, wat is haar naam? Danet het my nou net gesalf met haar eie lipgoed, of wat was dit? Neusgoed. Ek is nou gelipstick met neusgoed. Hierdie ou dogtertjie, dogtertjie kan nie praat nie, né? Sy het 'n spraakprobleem gehad. Jy gaan dit nooit weer sê nie. Jy moet nou baie mooi luister wat ek sê vanaand. Jy gaan nooit weer sê sy het 'n spraakprobleem nie, want na vanaand is sy gesond. Haar een oogie is ook blind in die een oogie gewees. Ok, ons gaan in die geloof spreek vanaand, want hier gaan 'n genesing plaasvind. Amen. Ek wil vra almal wat dit glo, dat die Here nou lei om vorentoe te kom staan nie voor. Ons gaan vir hierdie dogtertjie bid. Vanaand gaan hy 'n wonderwerk plaasvind. As jy dit glo, net die wat glo. Ons het geloof nodig wat geaktiveer gaan word vanaand hier. Hier gaan 'n wonderwerk gebeur. Sy gaan praat en sy gaan sien. Want sy, na hierdie aanraking, ek sê sy gaan, want ons gaan nou vir haar bid. Want Jesus het gesê, nommer 1, moet hierdie kinders nie verander nie, want aan hulle behoort die koninkryk van God. En hy het gesê, nommer 2, julle sal hande op hulle lê, en hulle sal, en die Here sê, laat die ouderlinge en die diakens kom. En ons gaan, en ek wil vra, nadat ons vir hulle gebid het, vir haar gebid het, kom vat net aan haar, maar jy moet glo. Amen. Vader, ons kom vanaand en ons salf hierdie ou dogtertjie daar net in die naam van Jesus Christus van Nazareth. En Here ons, Here ons weet, U is so groot. Daar is niemand soos U nie, Here. Vader, ons staan vanaand in die geloof en ek salf aan die naam van Jesus Christus van Nazareth. Here, en ek bid vanaand vir genesing nou in Jesus naam. En ek weet vanaand, Here, gebeur dit en hierdie ou oogie, kan ek maar so maak my liefie? Maak gou so, tjuk, as hy? Dankie Here Jesus dat hierdie oogie sal sien nou in Jesus naam. Dankie Here dat sy sal woordjies begin spreek nou in Jesus naam. Vyand, ons sê vir jou in die naam van Jesus, in die naam van Jesus Christus van Nazareth, sê ons nou vir jou werk oor haar lewe is vernietig. Maak nie saak wat haar voorgeslagte gedoen het nie, dis gebreek elke bloedlyn vloek in Jesus naam. En ek sê vir jou vyand in die naam van Jesus Christus, is jou werke oor haar gebreek. En ek spreek oor haar uit nou. Sien en spraak in Jesus naam. Dankie Here Jesus, ons sê al klaar vir U, dankie Here. En nooit weer sal ons sê, Here, dat hierdie is 'n dogtertjie wat nie kan sien of kan praat nie. Van vandag af, in hierdie plek, Here, omdat U hier is, spreek ons oor haar uit nou. Genesing in Jesus naam. Kom sê vir die Here dankie. Geef my soetjie. Sy, weer af. Amen.
Halleluja, thank you Jesus, thank you Jesus. Dankie Here Jesus, hierdie oogie kan sien en sy gaan praat, sy het klaar gesond. En jy sê nooit weer, sy het 'n spraakprobleem nie. Jy sê, as iemand vra hoe gaan dit met haar, dan sê jy sy's genees. En jy bly glo. En jy wyk, die Bybel sê ons moenie links of regs afwyk nie. Dan die dokter sê dit, maar God sê dit. God sê sy's gesond vanaand. Hier's klaar genesing oor haar. Almal wat dit glo sê? Amen. 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 Kom ons gee die Here 'n lekker hande klap. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Amen. 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 Hou ons op hoogte, want hier gaan groot getuies uitkom. Dankie. Hoe wil jy om uit te kom? Sy like die oom. Ja. Sy like die oom jong. Gaan ons sing hier voor. Gaan ons sing hier voor. Okay, gaan nou vir jou mic gee. Okay, gaan nou vir jou mic gee. Alright. Amen. Amen. Dankie Here Jesus vir hierdie genesing. Gaan jy bietjie sing? Okay, sing so bietjie saam met my. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Sing out. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Come on. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. The Lord reigns.